In hierdie video gaan ons kyk na verwisselende hoeke by ewewydige lyne. In die vorige les het ons gesien dat hoek G3 en hoek H2 ewe groot is, want hulle is ooreenkomstige hoeke. Maar by punt G weet ons ook dat hoek G1 en G3 ewe groot is, omdat hulle regoorstaande hoeke is. Net so kan ons by punt H sê dat H4 ook 80 grade gaan wees. En nou dat ons weet al 4 hierdie hoeke is ewe groot, kan ons met selfs minder inligting ook nou sê dat G3 gelyk sal wees aan H4. Hierdie word verwisselende hoeke genoem, want hulle lê aan wisselende of verskillende kante van die snylyn en aan wisselende kante bo en onder die ewewydige lyne. Onthou dat ek in die vorige video genoem het dat elke eienskap van parallelle lyne met 'n letter geïdentifiseer kan word. Ooreenkomstige hoeke was 'n F en vir verwisselende hoeke gaan jy soek vir 'n N of 'n Z met die parallelle lyne. In hierdie geval is die 2 hoekies dan ewe groot. So in ons skets kan ons hoek G3 en hoek H4 met hierdie Z of N verbind en daarom is hulle ewe groot. Weer kan daar meer as een Z in hierdie skets raak gesien word. As ek hierdie Z omflip en 'n bietjie uitrek, sal jy sien dat ons nou ook kan sê dat hoek G2 net so groot gaan wees soos hoek H3. Kom ons gaan kyk na voorbeelde. Voorbeeld 1. Bepaal die grootte van X en Y. Hier sal ons sien dat ons 2 ewewydige lyne het en ons kan dus op die uitkyk wees vir 'n F of 'n N. En as ek nou hoek X gaan trek, sal jy sien dat ek hier 'n N kan vorm en kan sê dat X 99 grade is. So X is 99 grade en my rede is verwisselende hoeke. En net soos die geval by ooreenkomstige hoeke, moet ek ook noem presies watter 2 sye parallel is. Want die verwisselende hoeke is slegs ewe groot as die lyne parallel is. Met hoek X wat 99 grade is, kan ons nou deur gebruik te maak van hoeke op 'n reguit lyn, hoek Y uitwerk. Hoek Y sal dan wees 180 grade minus die 99 grade, want hoeke op 'n reguit lyn vorm saam 180 grade. Y is dus 81 grade. Voorbeeld 2. Bepaal die grootte van X, Y en Z in alfabetiese volgorde. Dit beteken ek moet by X begin. In hierdie skets het ons nou 2 stelle ewewydige lyne. Eerste het ons vir JK en OP en dan ook AB wat parallel is aan GI. Hierdie 2 stelle ewewydige lyne beteken dat daar nou allerlei kombinasies van verwisselende hoeke sal wees. Ek gaan begin deur hoek X te vorm. Kan jy sien dat ek van daar af kan verder gaan en 'n Z of 'n N vorm en daai 2 lyne is parallel, so hoek X sal 80 grade wees. So X is 80 grade en my rede hier is verwisselende hoeke en dan moet ek byvoeg watter van die 2 pare ewewydige lyne het ek gebruik. In hierdie geval het ons die blou paar, lyn AB en GI gebruik. As ons nou aanbeweeg na hoek Y toe, sal jy sien dat hoe meer eienskappe jy ken, hoe meer verskillende moontlikhede is daar om dieselfde hoek mee te bepaal. Vir hoek Y kan ek nou kies om of met my regoorstaande hoeke te sê dat Y ook 80 grade is, of jy kon selfs raak sien dat hier 'n onderste bo F lê en ons met ooreenkomstige hoeke dan kan sê dat Y net so groot soos X is en dan ook 80 grade.
Ek gaan kies om hier by y gelyk aan 80 grade die rede regoorstaande hoeke te verskaf. Laaste moet ons dan hoek Z bepaal. Kan jy sien dat ek hier 'n N kan vorm met hoek Y? En daardie twee lyne is as parallel gegee. Daarom kan ek sê dat Z so groot soos Y sal wees en Z is dus ook 80 grade. My rede is verwisselende hoeke en hierdie keer het ek van die twee groen ewewydige lyne gebruik gemaak en dit is dus JK wat ewewydig is aan OP. In die volgende video gaan ons kyk na die derde eienskap van ewewydige lyne, ko-binnehoeke.